Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings, die eerste oordenking vir 2026. Ja, ek is veilig by die huis. Baie dankie vir almal se mooi wense. Ek moet kop hou om alles het verander hierdie jaar, so vanoggend 8 uur nagmaal in Escort, 10 uur vanoggend nagmaal in Mooirivier en dan vanmiddag 5 uur diens in Wenen. So ek nooi elkeen uit die dienste, doen moeite, kom ons begin hierdie jaar op die regte noot. Ongelooflike teks wat ons ook in die kerk gaan behandel, maar die teks van vanoggend, en nou wil ek gou sê, ek is hier op my rekenaar, maar die Bybelgenootskap se website wou al gister nie oopgemaak het nie, en lyk my vandag nog steeds nie. So as iemand anders vir my dalk kan dit weet, of julle op julle rekenaars, die app op die foon werk, dit het ek gesien, maar as julle dalk kyk, is dit net ek wat sukkel, of wil julle website ook nie werk nie? Maar die teks wat ons vanoggend moet lees, is een van die sleuteltekste in Johannes se evangelie. Johannes 8 vers 32. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Geliefdes, hierdie moet vir jou 'n uitgangspunt in die lewe wees. Onthou net heel eerste, wanneer Johannes die evangelie hier praat van die waarheid sal julle vrymaak, dan verwys die waarheid heel eerste na Jesus Christus. Heel eerste na 'n persoon. Jesus sal jou vrymaak. So weet dat hy maak jou vry van enige iets wat jou vasgehou het, enige bindings, enige negatiewe goed wat daar oor jou lewe was, of oor jou lewe uitgespreek is. Hou daarin vas. Jesus maak jou vry. Maar dan, typies Johannes, skryf hy dit so, dat ek en jy ook moet verstaan, maar hy praat ook van die waarheid. En dalk gaan ek en jy hierdie jaar gewoonte moet aanleer, en heeltyd vra, is dit waar? Weet iemand sê vir my, die mense daar by die kerk. Dan sê ek, kom ons toets dit. Kom ons toets, dis net een mens. Nou is dit sommer die mense daar by die kerk. Daar's hoeveel mense wat nog nooit met my lelik was, né? Maar hierdie een ou, toets dit met die waarheid. Die waarheid is dat Jesus Christus vir jou gesterf het. Die waarheid is dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood. En dat hy daarmee ook vir jou 'n nuwe lewe gee. Die waarheid is dat jy nou as 'n nuwe mens hierdie jaar binne gaan. Reg om vir die Here te dien. Mag jy dit doen? Mag jy dit voluit beleef? Amen. Here almagtige God, gee dat die waarheid ons sal vrymaak. Gee dat ons alle aspekte van dit mag beleef en besef vandag. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy baie mooi en 'n baie geseënde jaar hê wat voorlê. Maar ook vandag spesiale baie mooi dag hê. Totsiens.